9 dra die betekenis van finaliteit, volledigheid van oordeel. Finaliteit en die volledigheid van oordeel, wat nogal interessant is, want Jesus het op die 9de uur gesterf. Dan vind ons ook 9 vrug van die Heilige Gees en die 9 gawes van die Gees. Die getal 9 simboliseer ook goddelike seën en natuurlik finaliteit. En dan is daar die getal Alef of die getal 1. En hierdie getal verteenwoordig die begin van alle dinge, absolute eenheid en soewereiniteit van God en die absolute oppergesag, voorrang, dominansie, prioriteit en superioriteit van goddelike enkelvoud. Met ander woorde, wanneer ons in die Bybel lees, dan lees ons hoe merkwaardig hierdie getal 1 is in sekere aspekte, want daar is een God, een geloof en een doop. En natuurlik ook die getal 1 is die bron waaruit al die ander getalle uitvloei. En dan vind ons die getal Dalet of die getal 4. Nou hierdie getal verteenwoordig die geskape wêreld, beide die fisiese en die geestelike wêrelde wat geskape is en die volheid van daardie skepping. As ons daaraan dink, die getal 4 en hoe dit die skepping verteenwoordig, daar is 4 rigtings, noord, suid, oos en wes. Daar is 4 winde, daar is 4 seisoene, daar is 4 hoeke van die aarde. In Openbaring 4 omring die 4 lewende wesens die troon van God. Die getal 4 verteenwoordig ook die toetsing en die beproewing van die mense. Israel het vir 40 jaar in die woestyn rondgewandel, dis 4 keer 10. En Jesus het vir 40 dae gevas. So dis wat daai syfers afsonderlik beteken, maar nou die getal 91, the number 91, means divine protection and covering. Now, when you want to get the number 91, you have to multiply 7 times 13, and that gives you 91. 7 means perfection in Hebrew, and the number 13 means one or unified. 91 is also the sum of both the hidden and revealed names of God. Yahweh equals the number 26 and Adonai equals the number 65. So 26 plus 65 equals 91. 91 might be read as the perfect unity within God, but also our perfect unity with God. And as profound, or as a profound symbol of God's complete nature and sheltering and presence. So this number 91 speaks about the completeness of the nature and the sheltering and the presence of God for His people. So no wonder that Psalm 91's first verse would be about His people. It says, "He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty." Psalm 91 is one of the most loved and powerful psalms in the Bible. It focuses on human weakness, suffering, and God's judgment, while simultaneously it answers with the comfort of God's protection and care. In Psalm 91 verses 1 to 13, we find the believers speaking about trusting in God. Verses 14 to 16, we find God Himself responding with promises of His faithfulness and His protection. In New Testament terms, we see that when we pray, listen carefully, when we pray,
we speak to God about who He is, and then God reminds us of who we are in Him. Now, Psalm 91, as many believe, is not a promise of prosperity, nor about escaping hard times, but about staying close to God through the hard times. The safety and protection that is promised in the psalm does not come from quoting Psalm 91. Ek sê, die beskerming en die veiligheid van Psalm 91 kom nie daarvan af dat jy die sticker teen jou muur geplak het nie. Ek het dit al baie gesê, hierdie is een van die bekendste bumper stickers wat daar is. Ek weet nie julle nie, ek weet julle is alright. Maar jy kry daai sticker amper oral en dan weet die mense nie eers wat Psalm 91 sê nie. So die beskerming kom nie van die Psalm self af nie. Dit is nie een of ander towerformule nie. Maar dit is die beskerming wat God vir ons beloof, wanneer ons in 'n nou verhouding met hom leef. This psalm does not say that believers will avoid fear, danger, sickness, or suffering, but this psalm mentions terror, arrows, plagues, and lions, because those things are real in a real life. Suffering is real, but the promise that God will give refuge in the middle of those troubles are even more real. And so the heart, the crux of this psalm is verse 15, where God says, when He calls to me, I will answer him. I will be with him in trouble. I will rescue him and honor him. Hierdie is hier sekerlik die grootste belofte van Psalm 91, is God se teenwoordigheid. Die storm gaan nie altyd verwyder word nie, en wanneer alles in hierdie lewe gefaal het, dan sal God nog bly staan. God bly by sy mense binne-in en deur en na die storm. En sy teenwoordigheid is die een ding wat nooit kan val nie. Maar ons sien ook die aard van die goddelike verlossing. Met ander woorde, ons sien waarvan dit is wat God ons verlos. Hier in vers 3 skryf Dawid en hy sê, want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger. Die Hebreëse vertaling daar vir voëlvanger is skoonma. Gaan check my maar op. Want dit is hy wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuels sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en panser. Die Afrikaanse vertaling vertaal nie daai eerste gedeelte van vers 3 baie goed nie. Wanneer ons kyk na die oorspronklike Hebreëus, dan sal dit beter wees om dit so te vertaal deur te sê, waarlik en sekerlik is dit hy wat jou sal verlos. Die woord waarlik kan ook vervang word, met ander woorde sinonieme vir hierdie vers, is ook die woorde beslis, ongetwyfeld, definitief, onbetwisbaar en verseker. So hierdie is nie 'n wens wat die skrywer hier maak nie. Hierdie is nie net iets wat hy ligteliks hoop nie, maar 'n goddelike verklaring wat hier gemaak word.
Die Hebreëse woord daar is die woord ki. En hierdie woord is 'n absolute bevestiging. Dit is 'n verbondswaarborg. Ons het nou vir 3 Sondae gepraat oor die verbond, 'n gedeelte van die verbond. Hierdie is 'n verbondsgarantie. Nie te opgewonde raak nie, ontspan net 'n bietjie asseblief. Ek sê, hierdie is 'n verbondswaarborg. Dis 'n absolute bevestiging. God sê nie miskien nie. Hy sê ook nie dat jy eers allerhande voorwaardes moet nakom nie. Die verlossing is sekerlik vir die een wat in die geheime plek van God woon. Want die verlossing is nie geanker in jou waardigheid of in jou performance nie, maar in die karakter en getrouheid van God. Psalm 91 vers 3 sê, waarlik en sekerlik is dit hy wat jou sal red. Die Hebreëse woorde, of die Hebreëse woord vir daai frase, jou sal red, is die Hebreëse woord yatseliga. Die stamwoord van yatseliga is die woord natsal. En daardie woord, met ander woorde, hy gaan jou red. Daardie woord beteken, hoor mooi, om jou weg te ruk. Om gewelddadig te red. Om kragtig uit te trek. Hierdie is nie God wie jou saggies uit 'n probleem uitlei nie, maar God wie jou geweldig uitruk uit die gevaar uit. Dit is soos 'n pa wie sy kind sal wegruk vir 'n aankomende kar. Die agtervoegsel van yatseliga is die ga-gedeelte. En dit beteken jou. Met ander woorde, hierdie belofte is nie 'n belofte wat aan 'n groep gemaak is nie, maar vir jou as individueel. Daarom is God se verlossing nie 'n abstrakte teologie nie, maar sy verlossing het jou naam op dit. Daai kant het gehoor, julle, ek weet nie, is julle sharks, sit al die sharks die kant vandag. Ek weet julle weet nie meer hoe om te sê, was stormers, okay, ek weet julle weet nie meer hoe om te skree nie. Ek sê, God se verlossing is nie abstrakte teologie nie, God se verlossing het jou persoonlike naam op dit. God is vir ons goed. Ag, ek dink nou daaraan, my pa, hy's nou al, hoe lank is my pa dood? 15 jaar, 16 jaar? Hy's actually op Hemelvaartdag is hy dood. En my pa het altyd hierdie mooi ding gesê, hy het gesê, net die ewigheid gaan bepaal hoeveel keer God sy hand voor 'n bus gedruk het, of 'n geweer van jou af weggedraai het, of gevaar net aan 'n kant toe gestoot het. Ons het nie idee waarvan God ons alles van beskerm nie. Psalm 91:3 says, for he will deliver you from the snare of the fowler and from the deadly pestilence. Now, a fowler is someone who catches birds with traps. My wife is a fowler. En al wat ek gaan sê is het ek punte gekry hierso. Kom, dit was pretty alright. Ag sorry, ek draai oom Skalk, ek vra hom verskoning. Ek probeer. Hy beklei nooit met my nie, hoor, ek terg hom net voordat iemand dink oom Skalk is kwaai. A fowler is someone who catches birds with traps. Someone who does this does not catch birds by force, but by deception, strategy and concealment.
In other words, this is someone who hides in secrecy, covering or camouflaging and disguising their trap. The fowler's trap is hidden and the bait is appealing. The bird never sees it coming. Now, Peter teaches us that the devil is walking about like a roaring lion, and that is true. But that is not the only strategy that the devil uses. Sometimes he works quietly like a hunter setting traps. He does not always use fear or suffering. Sometimes he uses pleasure, pride, comfort, distraction, or very small compromises. The trap is often personal and aimed at your weaknesses, desires, and blind spots. Most traps don't even feel dangerous, and that is what makes them so incredibly effective. The devil's traps are hidden, and they stay still and unnoticed until that moment you step into it. Then it suddenly snaps shut, and you are trapped. You see, we are not destroyed by one big dramatic sin, but by slowly becoming trapped without realizing it. And these traps are things like unhealthy relationships, false ideas, julle gaan my nie nou like nie, spiritual laziness. Hoe weet ek mense is geestelik lui en jy kan nou maar voel ek manipuleer jou? I don't care. Hoe weet ek mense is geestelik lui? Kom vanaand kerk toe. Net my vrou sê amen. Jy sien, want julle almal wil voor die TV sit. Trap ek op jou tone, great, bring hulle vir pappa. En dan voordat jy jou oë uitvee, sit jy binne in 'n lokval. Werner, ek het nie die kerk nodig, jy het. Jy het. Ek het net God, ek weet, maar God se plan is die kerk, daar is nie 'n ander plan nie. Ek gaan nou van nota af. Ek dank God vir die kerk van Jesus Christus. Ek sê dit nou vandag vir jou. Jy kyk na 'n ou wat so hard en so vinnig probeer hardloop het van sy roeping af, dat dit nie eers snaaks is nie. Hier sit my getuie. Ek was ook een van daai's wat gesê, die kerk het my seer gemaak, maar toe moes ek groot word eventueel. Kerk gaan nie jou seer maak, want ons is familie. Dis wat familie doen. En dan maak familie op. Ag, hemel tog. Hoorie, lewe julle, is ek op aarde vandag. Ek het gehardloop en gehardloop en gehardloop, en as ek my oë uitvee, hier sit my getuie, as ek my oë uitvee, dan hardloop ek reguit op die verhoog op. En dan vee ek eendag my oë uit, en dan besef ek, hier staan ek nou al vir 8 maande agter 'n keyboard, en ek bedien in die kerk. Dan wip ek my, want dan dink ek, hoe die Here my so gevang? Dan wip ek my, en dan stap ek uit die kerk uit, ek maak 'n verskoning op. Gaan werk ek daar by Nissan in Rosslyn as 'n spray-painter. Werk daar op Color One, so na die priming is die kar by my, ons het tussen 30 en 40 sekondes om die helfte van 'n kar te spray binne en buite. Jy graft, papa. Staan ek in so 'n hazmat suit, want dan mag ons nie hare opkom nie, en dan staan ek, hulle het vir ons so dansie geleer, wat jy, so dan weet jy, dit is so 40 sekondes, dan is daai kar klaar, papa.
staan ek aan heilig, ek jok nie aan heilig, as ek, Here, ek kan nie so lewe nie, daar moet meer wees as dit, nee. En as ek my oë uitvee, is ek in die kerk. En as dit nie vir die kerk van Jesus Christus was nie, was ek lank al dood. En ek sê dit nie ligtelik nie, sy weet waarmee ek betrokke was, en die mense waarmee ek betrokke was. Sy weet. As jy wil hê, God moet iets in jou lewe doen, begin kerk toe te kom. Oggende en aande. Daar's in elk geval niks op TV nie. En nie, jy moet onthou daai biltong as ek hierdie goed sê, jy het beloof ek kry biltong as ek. So these traps are things like unhealthy relationships, false ideas, spiritual laziness, and gradual compromising. Here Jesus, help ons. Ek staan nie hier met 'n halo op my kop nie, hoor. Help ons, Here. You have to realize that a fowler catches birds. And birds are some of the freest animals that there are. They fly high in the air and are free from all the dangers on the ground. And that is exactly why the devil is after you. You were saved to fly. You have been saved to fly. I believe I can fly. You were saved to fly and to live freely and to draw near to God. Jy moet ook onthou dat die duiwel weet. Die duiwel besef dit al te goed. Dat hy alle reg tot jou gees verloor het. Jy behoort aan God en die duiwel sal jou nooit weer kan besit nie. Maar sy doel is nou om die siel wat binne in jou is af te bring. Hy wil hierdie swewende siel wil hy afbring, hy wil dit vang en hy wil jou in 'n hok sit. Baie gelowiges gaan hemel toe terwyl hulle op aarde in hokke sit. Elke lokval wat die vyand vir jou siel het, is bedoel om jou geestelike lewe te verswak. Sy doel is om jou hart van God af weg te trek, om jou vlerke bietjie vir bietjie te knip, om jou aandag af te trek van God af, om jou negatief te maak, om jou in jou sonde te hou, om jou te keer om te word wat God jou voorgeroep het. Ek sê weer, hy het eiendomsreg op jou gees verloor. Maar baie mense gaan hemel toe, maar op hierdie aarde is hulle useless vir God se koninkryk. En laat ek dit net gou sê, dit beteken nie dat jy op 'n verhoog moet staan nie. So oor 'n maand is my een mentor en baie goeie vriend, pastoor Mark Hodgetts, gaan hy by ons kom bedien. Jy kan dit nie mis nie. Mark Hodgetts is sekerlik die beste prediker wat ek in my lewe gehoor het. Jy kan nie glo die insig wat die Here vir daai ou gegee het nie. Jy kan dit nie mis nie. As jy wil doodgaan, gaan die week daarna dood. Maar Mark Hodgetts het hierdie mooi ding vir my altyd geleer, wanneer dit kom by mense wat sê, ek weet nie wat ek vir die Here moet doen nie. Hy het hierdie mooi ding gesê, the more you do what you know, the more you will know what to do. Doe net iets. Die duiwel wil jou op hierdie aarde hê, waar jy nie vrylik kan sweef nie. 'n voeltjie
wie se vlerke geknip is absoluut kragteloos. En dan begin hy hier van vers 5 af. En dan begin hy die goed te noem wat ons daagliks mee sukkel. Hy sê, jy moet verskriklik bang wees vir die skrik van die nag, sien jy dit? Ja, hy sê dit, jy moet bang wees vir die skrik van die nag. Vir die jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie, al val daar 1000 aan jou sy en 10.000 aan jou regterhand, na jou sal dit nie aankom nie, net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien. Die vrees vir die skrik van die nag en die pyl wat bedags vlieg, verteenwoordig geestelike gevare en sigbare bedreigings. Die pes wat in die donker wandel en die siekte wat op die middag verwoes, praat van siekte en rampspoedige dinge. Hierdie is dinge wat heeltemal buitekant die menslike beheer is. Dit is dinge wat met ons gebeur, of ons dit nou like of nie like nie. Ons word siek. En as jy hierdie ding glo van as jy siek is, het jy nie genoeg geloof nie, jy glo 'n valse ding. Ons word siek. En die rede hoekom ons siek word, is omdat ons leef in 'n gefalle wêreld. En ek wil dit sommer net nou hierso sê, dat as jy 'n siekte in jou liggaam het, is dit nie God wie jou straf nie. Hoor jy wat ek vir jou sê? Want dit word ook vir mense geleer. Of as jy 'n siekte het, het jy nie geloof nie. Dis nie die waarheid nie. Verse 7 does not mean that a believer will never suffer physical pain, but rather that nothing can touch you unless God allows it. So verses 3, 5, 6, 7, and 8 speaks of the incredible pain and suffering that we will have to face and endure in this life. These are things that hurt. Things that brings us to a breaking point. Ag, praat ek met enigiemand hier. Ons gaan deur goed wat ons baie dae op breekpunt bring. These are things, and if we are to be very honest with one another, things that sometimes causes us to stop, look to the heavens and wonder, why is this happening to me? Where is God in all of this? But then, in the middle of these two parts, these parts that speak of calamity and pain and suffering, in the middle, we find verses 4. He shall cover you with his feathers, and under his wings you shall trust. His truth shall be your shield and buckler. This is an image of divine shelter. And this image which the psalmist is painting for us is a very tender and yet appropriate metaphor, because we find God being compared to a mother hen. And this is very fitting, as verse 3 describes us believers
to be like birds. So we find in a metaphorical fashion, God being portrayed as a mother bird protecting her little birds with her feathers. This is not a picture of raw power, but of intimate, instinctive, self-giving protection. The image is one of a mother hen spreading her wings over her vulnerable chicks and protecting them against predators and storms. And this imagery echoes across the entire scriptures. In Exodus 19 verses 4, it says, "You yourselves have seen what I did to the Egyptians, and how I bore you on eagle's wings and brought you to myself." We find the same imagery of the wings of God, even from the very creation. In Genesis 1 verses 2, it says, "The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep, and the Spirit of God was hovering." Deuteronomy 32:11 says, "As an eagle stirs up her nest, flutters over her young, spreads abroad her wings, takes them and bears them on her wing." Even Jesus in Matthew 23:37 said, "How often would I have gathered your children together?" And then he makes the statement, "As a mother hen does with her chicks." In die tweede helfte van vers 4 is daar 'n dramatiese verskywing van hierdie metafoor. Want dan verander die vere in 'n skild en in 'n muur. Ek sê die vere verander in 'n skild en 'n muur. Die woord wat hy daar gebruik is panser. Dis iets wat verskriklik sterk is. Dis iets wat verskriklik hard is. En hierdie is 'n baie doelbewuste verskywing wat hier plaasvind. Hier sien ons God se beskerming verander in 'n wapenrusting. En hierdie wapenrusting is nie menslike krag en strategie nie, maar God se getrouheid. Dit is God se karakter self wat ons verdedig. God kan nie ontrou wees nie. Inteendeel, die Bybel leer vir ons in 2 Timoteus 2:13, as ons ontrou is, hy kan homself nie verloon nie. Die Griekse woord wat hy daar gebruik vir ontrou is die woord aposteo. Hoor 'n bietjie hierso, want hy sê as ons ontrou is. Nou ek weet nie een van julle gaan nou weet wat ek praat, maar die ouens oor Facebook, hierdie is vir julle. As hy sê dat ons is aposteo, dan beteken dit om ongelowig te wees. Dit wil sê nie te glo nie, of by implikasie ongehoorsaam te wees, ek glo nie. Daar kom tye, my broeder en suster, wanneer ons twyfel en selfs ongelowig raak. Maar selfs in daardie tye, dan bly God my skild en my panser. En luister, ongeloof is nie net noodwendig om nie te glo nie. Ongeloof is nie noodwendig in alle situasies die teenoorgestelde van geloof nie. Dit is so, ongeloof is die teenoorgestelde van geloof, maar ongeloof is nie in alle omstandighede die teenoorgestelde van ongeloof nie. In 'n Christen se lewe is die teenoorgestelde van geloof is vrees. En ek het in my lewe geleer dat ek kan absoluut
in God glo en nog steeds twyfel of hy my deur hierdie ding sal kan bring. Praat ek met enige iemand hierso? Ek het al myself gevind dat ek absoluut op God vertrou, maar in vrees en in bewing staan. Maar dan onthou ek die woorde van Jesus, wat vir ons sê, hoekom is julle bang, klein gelowiges? Want sy vlerke is ons skild en ons panser. The secret lies not in our spirituality, nor in the level of our faith. The secret to enjoying the salvation and protection of God is that you live near to Him. But I don't want you to make this a performance thing, because there is nothing that we can do from within, or nothing that we can give of ourselves that will be enough to draw close to God. We have to remember that Christ now dwells within us through the power of His Holy Spirit. How much closer do you want Him to get? But you need to spend time with God. Because by spending time with Him, you get to know Him, and you will get to know who it is that protects you. Psalm 91 verses 1 and 2 gives us great insight into the declaration of refuge, and it shows us the dwelling place or the abiding in God and our covenant position. Psalm 91 verses 1 and 2 says, "He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty." I will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Firstly, these two verses show us under whose wings we abide. We are given 4 names in 2 verses. 4 divine names in 2 verses. The first one is Elyon, Most High, Shaddai, Almighty, Yahweh, our Lord, and Elohim, our God. Each one of these names emphasizes a different facet of God's character. This is deliberate, and it anchors us in the full security of the multidimensional nature of God. But the key word here is dwells. It says, He who dwells. That Hebrew word for dwells is the word yashav. That word means to sit down, to remain, to causively settle, to marry, to abide and to continue abiding, to inhabit, to remain, to return, to settle down, and to tarry. This means that you are not a visitor or an occasional guest,
but one who takes up permanent residence. This position of safety is not earned by merit or performance, but it is covenant nearness. Julle kan maar vir my ietsie aansit, dankie. Daarom, ek het sommer in my hart gevoel, ek wil net vanoggend oor hierdie ou paar versies, sommer net die eenvoudige ou boodskapie bring. Maar ek dink dit is nodig in hierdie tye waarin ons lewe wat swaar is, en dit gaan nog baie swaarder raak. En ek is nie negatief nie, ek glo in God. As jy een van daai super spirituals is wat nou jou geestelike skertjie uitknip en knip, jy kan maar knip soveel soos wat jy wil, hierdie dinge gaan gebeur. Ek het 'n jaar terug, vir die van julle wat kan onthou, 'n jaar terug hier gestaan, en ek het vir julle gesê, die Here sê, berei julle voor, hier kom baie moeilike tye. Wie kan dit onthou? Dankie. Maar in die middel van dit, is dit nodig dat ons sal weet wie aan ons kant is. En dat selfs al klop die dood aan jou deur, kan dit nog geen skade aan jou bring, anders as om net jou fisiese lewe te vat nie, of jou aardse lewe, laat ek dit eerder so stel. Donderdag aand is ons hier net voor 5 by mekaar om ons soundcheck te doen. En Natalie kom hier ingehardloop en sy sê vir my dat Gerda Bekes het gesterf. Die van julle wie nie weet wie dit is nie, Werner se vrou, hulle het altyd daar gesit. Sy het altyd so in 'n rolstoel ingekom, sy's omtrent van die nek af onder toe. Ek bly vergeet wat die siekte is, maar dit is dieselfde as wat Joost van die Westhuizen gehad het. Dankie. En die volgende dag is oom Mike en tannie Elise daar by Werner, hulle net toe hulle ry, toe ry ek in. En ek en Werner gaan sit daar in die sitkamer. En hy sê vir my hierdie woorde, hy sê vir my, so uur of wat, ek praat nou onder korreksie, maar omtrent so uur of wat, voordat Gerda huis toe is. Sy het gesukkel om asem te haal, haar longe het opgevul met water, sy het deur 'n verskriklike lyding gegaan. Maar hy vertel vir my, dat kort, dan sal sy ewe skielik so opkyk, en dan sal sy vir hulle sê, kyk hoe mooi is dit, en weet jy, toe hy dit vir my vertel, toe besef ek net, daar is niks, wat die duiwel, of die probleme op hierdie aarde aan ons kan doen nie, kan net ons lewe op hierdie aarde beëindig. Dan is ons in elk geval vir altyd onder die skadu van die Almagtige. So ek wil maar net vir jou 'n bietjie moed ingepraat het vandag. Die Bybel is vol van verse wat vir ons vertel dat God by ons is, van Genesis tot by Openbaring. In Genesis 28:15 sê, en kyk, ek is met jou, en ek sal jou bewaar, oral waar jy heen gaan. Eksodus 34:16 sê, en toe die Here by hom verbygaan, het hy geroep, Here, Here, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou. Levitikus 26:12, en ek sal in julle midde wandel, en vir julle 'n God wees, en julle sal vir my 'n volk wees. Psalm 119 vers 151, U o Here is naby, en al u gebooie is waarheid. Psalm 145 vers 18 sê, die Here is naby aan almal wat hom aanroep, in waarheid. Jesaja 41:10 sê, wees nie bevrees nie, want ek is met jou, kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God, ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Sefanja 3:17 sê, die Here jou God is by jou, 'n held wat verlossing skenk.
Efesiërs 2:13 sê, maar nou, in Christus, het julle wat vroeër ver was, naby gekom, deur die bloed van Christus. Hebreërs 13:15 sê hierdie woorde, hy sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Openbaring 21:3 sê, en ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. So ek weet nie waartoe jy gaan nie, ek het nie nodig om te weet nie, want God weet. Maar ek wil net vir jou sê, dat God beskerm jou, al sien jy dit nie, al weet jy dit nie, al besef jy dit nie eers nie. God beskerm jou, en God sal jou help, en God sal jou deur hierdie ding vat, al weet jy nie watter kant toe nie, hy is die een wat jou sal lei, en ek, as sekerlik die slegste mens op hierdie aarde, kan getuig, dat God het my nog nie een dag geval nie, ek het hom 1 miljoen keer geval, hy het my nog nie een dag geval nie. As hy dit vir my sal doen, wat sekerlik die slegste op hierdie aarde moet wees, hoekom sal hy dit nie vir jou doen nie? Want hy's goed. So ek gaan vir jou nou 'n kans gee om te bid, maar ek wil voordat ons dit doen,